Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eiendom gemakkelijk gezels. Koffie en contracten met Pieter en Schal. Kom sit bikkie en trek die koffie nader. Goeiemôre, dis weer tyd vir nog 'n koppie koffie en 'n bietjie gesels oor die dinge wat ons almal raak. Vanoggend hier in die heerlike Bloemfontein wat so lekker reën by bokant ons uitsak. As jy die donder weer hoor, dis maar net dit wat dit is. Dis nie doodnatuurlik. ja, dis doodnatuurlik. Nou ja, van kontrakte gesels ons vanoggend tot daai oproepe wat jou foon laat lei met 'n maklike geldbelofte. Ja, goeiemôre Pieter, baie dankie. Ja, ons is weer 'n bietjie bymekaar, ek en jy. Ja, en hierdie week gesels ons bietjie oor daai ding wat jou so ongelukkig tref, maar dan word jy vreeslik opgewonde, get rich quickly. En ek praat nou sommer in Engels, maar dis nou net daai oproep of daai WhatsApp boodskap wat jy kry, jy's gekies vir 'n belegging wat jou finansiële lewe gaan verander, wat natuurlik onbeserveerd het. Ja, skalk, dis nie net oproepe of deesdae op Facebook nie, so waar dit begin het nie. Dis Instagram en selfs daai YouTube pop-up ads. Dis nou natuurlik daai advertensies wat so oppop as jy so weer scroll. Jy weet, ek het nou die dag 'n kliënt gehad wat amper vasgeval het en in so iets kunstmatige intelligensie wat glo miljoene in daar maak, amper vasgeval het. Ja, dit is die ding, hulle gebruik slim stories, soos crypto, hy eiendom aanlyn handel, klink tegnologies, klink dit wettig, maar die basis is mooi verpakking van bedrog. Wees versigtig. Ja, en dit natuurlik, dit begin dikwels baie onskuldig, jy kry 'n oproep of 'n boodskap. Ons help mense om hulle spaargeld te verdubbel en ons het 'n vennootskap met hierdie groot handelsplatforms en al daai lekker goeders. Ja. Ja, en dan stuur hulle jou nogal, baie oulik vir jou nogal 'n webblad skakel, wat baie professioneel is met logos, grafieke, selfs vals getuigskrifte. Nee, dit is nou maklik om dit mos nou te doen. En dit lyk alles waardig en net soos wat dit moet wees. En dan wanneer jy jou eerste R1000 inbetaal, dan bel hulle en dan sê hulle nee, hulle soek nou nog geld en nog geld en nog en nog. En dan verdwyn hulle soos mis voor die son. Dan is hulle weg. Ja, jy weet, ons kyk bietjie hoekom werk hierdie bedrog gewoonlik. Ek dink mense val daarvoor, soos wat die reën wat buite val, omdat die belofte van vinnige geld ongelooflik aanloklik is. Ja, presies, en dan gebruik hulle emosie, vrees om jy gaan uitmis as jy dit nie gaan vat nie. En daar's net soveel beskikbaar, amper soos hierdie Black Friday goede wat nou deesdae loop. Baie is erg goed. Ja, en dan maak jou finansiëel vry en beloof jou die son, maan en die sterre. Ja, en dit is interessant, baie van hierdie scammers gebruik ook persoonlike taktiek. Hulle bel jou, noem jou by die naam, klink professioneel en hulle bou vinnig vertroue op. Ja, en hulle is buite nooit sommer net 'n bedrag nie. Dis altyd probeer net R500. Jy sal sien, met R500 wat gaan gebeur. En dan begin 'n vals winsverslaaf vir jou stuur in, sodat jy glo dit werk en dan trap jy in 'n groot lokval. Ja, jy weet daar is tekens dat jy met 'n skelm praat. Ons maak dit prakties. Wat is daai waarskuwings? Ja, nommer 1, as iemand jou onverwags bel oor 'n belegging, hou op, luister en sit sommer die foon af. Want 'n goeie belegging of 'n beleggers sal jou nie bel. Ja. Beleggingsskemas, banke, niemand sal jou bel vir geld om te belê. Yes. Jy weet, jy moet altyd self so toe gaan. As hulle druk op jou plaas, jy moet nou besluit, byvoorbeeld jy moet nou besluit want die aanbod sluit vandag of al daai goeder soos binne 24 uur, is 'n klassieke taktiek. En dan natuurlik nommer 3. Ja, en die opbrengs wat jy gaan kry is onrealisties. Niemand, het ek nog gehoor, wat 20% wins maak
in 'n week sonder risiko nie. Daar is nie so 'n ding nie, dit bestaan nie. So daar sê dit al klaar vir jou cheers eers. Ja, en nommer 4 natuurlik, as hulle nie fisiese adresse vir geregistreerde maatskappye of 'n behoorlike lisensie het nie, is 'n rooi vlag. Dan die eerste stap wat jy moet doen is doen jou navorsing, tik op die maatskappy se naam. As hy 'n naam het, saam met die woord scam of fraud in Google, jy sal gou sien of ander al gewaarsku het. Daar jy gaan vinnig sien wat is die toedrag van sake daar. Ja, en natuurlik tweedens vra vir daai amptelike dokumente, Ja. baie belangrik, moenie sommer jou persoonlike besonderhede oor die foon uitgee nie. Nee, glad nie. Die derde, as jy onseker is, sê jy sal terugbel. Bel jou bank en vra vir hulle uit daaroor. En dis 'n baie belangrike een, want dis ouens wat jou bankrekening besonderhede het en 'n bank sê jou nie bel nie. Gaan jy bank toe en praat met die bank self of bel hulle en praat met hulle. Hulle sal vir jou vinnig sê dit is 'n scam. Ja. So die volgende keer as iemand vir jou sê jy kan baie vinnig report, onthou as dit te goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. Ja, hou jy jou geld in jou sak, man. Wagwoorde en jou verstand is veilig. En as jy regtig wil belê, doen dit stadig met navorsing en raad van mense wat jy kan vertrou. En daar sê ek, gaan na jou bank toe. Sê vir hulle, luister, dis wat ek wil doen, of na 'n goeie beleggingsinstansie toe en praat met hulle. Ek weet toe ek my pensioengeld belê het, het ek Bloemfontein plat geloop om my geld te belê dat ek die beste vir my kan kry. Ja. So ek het nie die eerste en beste ene ingeval nie, so doen jou huiswerk, dis wat ek eintlik wil sê. Ja, en natuurlik ons doen nie net hierdie waarskuwing net omdat ons dink ons is snaaks of ons nie weet nie. Daar word baie mense so gevang. So ja, mense wees slim met jou geld en hou aan luister vir meer insigte hier by Koffie en Kontrakte, waar ons help dat jy nie net die koffie belê nie, maar in kennis ook. Ja, en van ons in Koffie en Kontrakte bly op hoogte, bly slim en ons vat 'n koffie. Ja, sy skakel. Lekker dag vir julle. Koffie in die koppie, kontrakte op die tafel. Hier word eiendom gemaklik gesels. Koffie en kontrakte met Pieter en Schaal. Kom sit bietjie en trek jy koffie nader. Papadappadappa, 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 jy koffie nader.